Goeiemiddag en baie welkom by ons gebedsuur vir vanmiddag. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie dag wat U saam met ons deurgebring het. Baie dankie dat hierdie week so ver met ons was. Lei ons die res van die week tot ons volgende Sabbat saam met U. Here, gaan met ons in hierdie voorlesing en maak ons hart en verstand oop, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons dit sal inneem en dit sal uitleef. In Jesus naam alleen. Amen. Ek lees vanaand vir ons weer 'n verhaal uit die verhaal van profete en konings, hoofstuk 9, Elia die Tisbiet. Tussen die berge van Gilead, oos van die Jordaan, het daar in die dae van Agab 'n man van geloof en gebed gewoon, wie se vreeslose bediening bestem was om die vinnige verspreiding van afgoderry in Israel te stuit. Ver van enige vername stad verwyder, met geen hoë posisie of status nie, het Elia die Tisbiet nietemin sy missie met volle vertroue in God se doel om die weg vir hom voor te berei en aan hom oorvloedige sukses te verleen aangepak. Die woord van geloof en krag was op sy lippe en sy hele lewe was aan hervormingswerk gewy. Sy stem was die een wat in die wildernis uitroep om sonde te bestraf en die gety van die bose te stuit. En terwyl hy na die mense as 'n bestraffer van sonde gekom het, het sy boodskap die balsem van Gilead aan sondesiek siele van genesing begeer het gebied. Soos wat Elia aanskou het, hoe Israel dieper en dieper in die afgoderry verval, was sy siel ontsteld en sy verontwaardiging opgewek. God het groot dinge vir sy volk gedoen. Hy het hulle nie uit hulle uit slawerny verlos, aan hulle die lande van die heidene gegee en hulle sy insettinge kan aanskou en die wet bewaar. Maar die gewelddadige plan van Jehova was nou bykans vergete. Ongeloof was vinnig besig om die uitverkore volk van die bron van hulle krag te skei. Elia is met hartseer oorweldig. Met sieleangs het hy by God gepleit om die eers begunstigde volk op hulle bose weg te stuit, om indien nodig hulle met oordeele te besoek, sodat hulle gelei kon word, om hulle afdwaling van die hemel uit die ware lig te sien, in die ware lig te sien. Hy het verlang om te sien dat hulle tot bekering kom, voordat elke sulke uiterse in boosheid begaan, dat hulle die Here sal genoodsaak om hulle totaal te vernietig. Elia se gebed is beantwoord, herhaalde oproepe, vermaanings en waarskuwings het nie daarin geslaag om Israel tot bekering te bring nie. Die tyd het aangebreek dat God deur strafgerigte met hulle moes praat, in soverre die Baal-aanbidders beweer het, dat die skatte van die hemele, naamlik die dou en die reën, nie van Jehova was nie, maar wel van die beheerende magte van die natuur afkomstig was, en dat die skepende energie van die son die aarde verryk het, om volop te produseer, het God se vloek swaar op die besoedelde land gerus. Aan die afvallige stamme van Israel moes die dwaasheid om op die mag van Baal vir tydelike seëninge te vertrou getoon word, alhoewel hulle nie berouvol tot God teruggekeer het nie en hom as bron van alle seëninge erken het nie, sou geen dou of reën op die land neerdal nie. 'n opdrag was aan Elia gegee om die boodskap van oordeel uit die hemel aan Agab oor te dra. Hy het daarna gesoek om die Here se boodskappers te wees. Die woord van die Here het na hom toe gekom, en jaloers vir die eer van God se saak, het hy nie versuim om die hemelse opdrag uit te voer nie, al het gehoorsaamheid geblyk die spoedige weerwraak van die bose koning tot gevolg te hê. Die profeet het dadelik vertrek en dag en nag gereis totdat hy by Samaria bereik het. By die paleis het hy geen toelating gevra en ook nie gewag om formeel aangekondig te word nie, geklee in sy gewone rowwe gewaad. Van die profete van daardie tyd het hy skynbaar onopgemerk by die wagte verby beweeg en vir 'n wyle voor die verstommende koning gestaan. Elia het nie verskoning gemaak vir sy skielike verskyning nie, en groter as Israel se koning het hom gebied om te praat, en met sy hand na die hemel opgehef het hy plegtig in die naam van die lewende God bevestig, dat die oordeele van die Allerhoogste spoedig oor Israel sou kom.
So waar is die Here, die God van Israel leef, het hy verklaar, voor wie se aangesig ek staan. Daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. 1 Konings 17 vers 1. Dit was slegs deur 'n sterk geloof in hierdie onfeilbare krag van God se woord wat Elia die boodskap kon lewer. Indien hy nie volkome vertroue in die een wat hy gedien het gehad het nie, sou hy nooit voor Agab verskyn het nie. Onderweg na Samaria het Elia deur immer vloeiende strome gereis, groen bedekte heuwels en statige woude wat geblyk het buite bereik van die droogte te wees. Alles waarop sy oog gerus het, was in skoonheid geklee. Dalk het hy gewonder hoe riviere wat nog nooit ophou vloei het nie kon opdroog nie, of hoe hierdie heuwels en valleie ooit deur droogte geskroei kon word nie, maar hy het geen plek vir ongeloof toegelaat nie. Hy het volkome geglo dat God die afvallige Israel sou verander en dat hulle deur oordeele tot berou gebring sou word. Die dekreet van die hemel is gelewer. God se woord kon nie faal nie, en ten spyte van lewensgevaar het Elia vreesloos sy opdrag vervul. Soos 'n donderslag uit die helder hemel het die boodskap van die dreigende oordeel op die ore van die goddelose koning geval. Maar nog voordat Agab van sy verbasing kon herstel, kon reageer, het Elia net so skielik as wat hy gekom het, sonder om op die uitwerking van sy boodskap te wag, verdwyn. En die Here het voor hom uitgegaan om sy pad gelei te maak. Gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe, is die profeet beveel, en steek jou weg by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. 1 Konings 17 vers 3 en 4. Die koning het sorgvuldig navraag gedoen, maar die profeet kon nie gevind word nie. Koningin Isebel, woedend oor die boodskap wat die skatte van die hemel opgesluit het geen tyd verspil om die Baalpriesters te beraadslaag wat met haar verenig het om die profeet te vervloek en die toorn van Jehova te minag nie. Maar ondanks hulle begeerte om hom wat die woorde van wie uitgespreek het te vind, was hulle bestem om teleurgestel te word. Ook kon hulle nie die kennis van die oordeel wat as gevolg van die heersende afvalligheid uitgespreek het, verberg nie. Berigte van Elia se veroordeling oor die sondes van Israel en sy profeseë was spoedig. Bestraffing het vinnig deur die hele land versprei. Sommige het bevrees geword, maar oor die algemeen is die hemelse boodskap met spot en minagting ontvang. Die woorde van die profeet het onmiddellik in werking getree. Diegene wat aanvanklik geneig was om te spot met die gedagte van 'n ramp, het spoedig rede tot ernstige nadenke gehad, maar na 'n paar maande het die aarde sonder verfrissende dou of reën uitgedroog en die plante groei het verdor. Met verloop van tyd het strome wat nooit voorheen sonder water was nie, se vlakke begin daal en spruite het opgedroog. Nogtans is die mense deur die leiers aangemoedig om op Baal se mag te vertrou en die profesie van Elia as ydelle woorde tersyde te stel. Die priesters het steeds daarop aangedring dat deur die mag van Baal wat was dat reën geval het, vrees nie Elia se God nie en moet die sidder voor sy woord nie, het hulle aangemoedig. Dit is Baal wat die oes op sy tyd voortbring en is hy wat vir mens en dier voorsien. God se boodskap aan Agab het aan Isebel, die priesteres en al die aanhangers van Baal en Astarte die geleentheid gebied om die magte van hulle gode te toets. En indien dit moontlik was, Elia verkeerd te bewys. Die profeseë van Elia het elk alleen teen die versekering van honderde afgodedienspriesters gestaan. Indien Baal ten spyte van Elia se profeseë in staat was om dou en reën te voorsien, te veroorsaak dat die strome steeds vloei en die plante groei floreer, laat die koning hom dan dien en die volk hom as God erken. Vasbeslote om die mense onder misleiding te hou,
het die Baalpriesters steeds offers aan hulle gode geoffer en dag na dag na hulle geroep op die aarde te verkoop. Met kosbare offers het die priesters gepoog om die toorn van hulle gode te paai met ywer en deursettingsvermoë wat 'n beter saak waardig was. Het hulle om hulle heidense altare getalm en ernstig vir reën gebid. Nag na nag deur hierdie gedoemde land het hulle krete en pleidooie opgegaan, maar geen wolke het bedags hulle verskyning gemaak om verligting te bring vir die verskroeiende son nie. Geen dou of reën het die dorstige aarde verfris nie. Die woord van Jehova staan onveranderd, ongeag enige iets wat die Baalpriesters kon doen. 'n jaar het verbygegaan sonder reën, die aarde was verskroei soos asof met vuur, die verseggende hitte van die son het die bietjie plante groei wat oorleef het vernietig. Strome het opgedreef en bulkende troppe en blerende kuddes het heen en weer in ellende rondgedwaal. Eens vrugbare landerye het soos verskroeie woestynsand geword, 'n verlate wildernis. Die bose wat af Gods aanbidding toegewy was blaarloos. Die bome, eil, skeletvormige oorblyfsels van die natuur, het geen skaduwee gebied nie. Die lug was droog en verstikkend. Stofstorms het die oë verblind en die asemhaling vermoeilik. Eens welvarende stede en dorpe het in plekke van rou verander. Honger en dors het sy tol van mens en dier geëis. Hongersnood met al sy afgryse het al nader geslyp. Maar steeds nieteenstaande hierdie bewyse van God se mag het Israel nie berou getoon en ook nie die les wat God aan hulle wou tuisbring geleer nie. Hulle het nie ingesien dat hy wat die natuur geskep het sy wette beheer en van hulle instrumente in seën of vernietiging kon maak nie. Hooghartig en bekoor deur hulle valse aanbidding was hulle onwillig om hulle self onder die magtige hand van God te verneder en het begin rondsoek na een of ander oorsaak waarin hulle ellende kon toeskryf. Isebel het volstrek geweier om die droogte as 'n teken van die oordeel van Jehova te erken. Toegeeflik in haar vasberadenheid om God van die hemel te trotseer, het sy saam met feitelik die hele Israel verenig om Elia te veroordeel as die oorsaak van al hul ellende. Het hy nie dan teen hulle metodes van aanbidding getuig nie, as hy maar net uit die weg geruim kon word, het sy aanvoerders sou die woede van hulle gode bedaar en hulle probleme tot 'n einde kom. Aangehits deur die koning het Agab die mees doelgerigte soektog na die profeet gelas. Na die buurnasies heidene en ver het hy boodskappers gestuur om die man wat hy gehaat maar ook gevrees het te soek. En in sy angstigheid om die soektog so deeglik moontlik uit te voer, het hy hierdie koninkryke en nasies versoek om 'n eed af te lê dat hulle geen kennis dra van waar die profeet hom bevind nie. Maar die soektog was te vergeefs. Die profeet was veilig beskik teen boosheid van die koning, wie se sondes die oordeel van 'n beledigende God oor hulle land gebring het. Na haar mislukte pogings teen Elia was Isebel vasbeslote om haarself te breek deur al die profete van Jehova dood te maak. Nie een mag bly lewe nie. Die woedende vrou het haar doel deur middel van 'n bloedbad van baie van die dienaars van God uitgevoer. Nie almal het egter omgekom nie. Obadja, die goewerneur in Agab se huis, maar steeds aan God getrou het, honderde profete geneem, sy lewe op die spel geplaas en hulle 50 by 50 man in 'n spilonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. 1 Konings 18 vers 4. 'n tweede jaar van hongersnood het verbygegaan en steeds het die onbarmhartige hemele geen teken van reën getoon nie. Vaders en moeders magteloos om die lyding van hulle kinders te verlig, was genoodsaak om hulle te sien sterf. Tog het afvallige Israel steeds geweier om hulle harte voor God te verneder en het voortgegaan om teen die man deur wie se woorde hierdie verskriklike oordeel oor hulle gekom het te murmureer. Dit het geblyk dat hulle nie in staat was om hulle lyding en nood as 'n oproep tot bekering te onderskei nie, 'n goddelike bemiddeling om hulle te red van die finale stap
wat hulle buite die bereik van God se vergifnis sou stel. Die afvalligheid van Israel was 'n ewel veel erger as al die veelvuldige ewels van die hongersnood. God het gepoog om hulle van hulle dwalings te bevry en hulle te lei om hulle verantwoordelikheid teenoor die een van wie hulle lewe en alles verskuldig was in te sien. Hy het probeer om hulle te help om hulle verlore geloof te herwin en moes desnoods groot ellende oor hulle bring. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose? Spreek die Here, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en sy lewe nie, werp al julle oortredings waardeur julle oortree het van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe oor huis van Israel? Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe, bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o Israel, o huis van Israel? Jesegiel 18 vers 23, 31 en 32 en Jesegiel 33 vers 11. Tot sover. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, ons het gelees van Elia wat die volk bestraf het en hoe u straf uitdeel as u ongehoorsaam is. Here, help ons om nie ons harte teen u te verhard nie. Geef ons die krag en genade om u aan te roep, soos wat u graag wil hê ons dit moet doen, en ons nie te verhard teen u in die hemele nie. En Here, gaan met ons in hierdie nag, behoed en bewaar ons, en wek ons weer op, laat ons weer môre ons werk kan doen. In Jesus naam alleen, amen. Julle moet julle week verder geniet. Totsiens.